Geliefdes, die Here Jesus het gesê, wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, laat ons op die Here se seëngroet antwoord met die sing van Gesang 530 en daarvan strofes 1 en 3. Broers en susters en kinders, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vanaf verse 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons terwyl ons so sit, ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met U woord. Ons is liefdeloos teenoor U en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het. Broers en susters en kinders, na ons skuldbelydenis wil God ons opnuut van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely.
Kom ons bely ons geloof nou staande deur Gesang 597 strofes 1, 2 en 5 saam te sing. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die Evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 6, daarvan af vers 22 tot en met vers 40. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 143 van die direkte vertaling. Maar voordat ons saam lees terwyl jy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons hemelse Vader, o Here, ons raak in hierdie oggenduur voor U stil. Ons dank U, Heer, vir die uitnodiging om vanoggend aan die tafel te kan kom aansit. Die bewus, Here, dat ons nie volkome voorbereid is nie, het U ons nogtans genooi. Ontvang U ons as eregaste. Vader, hoe kan ons dit ooit ten volle verstaan? Maar Heer, ons dank U daarvoor. Ons dank U, Here, dat U ons aansien as ware tafelgenote. Daarom bid ons, Heer, dat hierdie oomblik hier en vandag weer 'n besonderse oomblik sal wees. Dat ons werklik weer gevoed sal word met die ware lewensbrood, U Seun Jesus Christus. Vader, U ken elkeen van ons wat vanmôre hier sit en elkeen wat inluister. Ja, Here, U ken die menslike behoefte en U weet dat die mens maar altyd 'n stryd voer om ten volle versadiging te bereik. Dis 'n nimmer eindigende stryd in hierdie ou wêreld. Maar Vader, die versadiging wat U bied, lê op 'n ander vlak. En U nagmaal getuig daarvan. En daarom bid ons, Heer, dat ons vanmôre daardie versadiging nie net sal verstaan nie,
Maar Heer, dat dit ook sal deel word van ons menswees. Vader, ons pleit, vergeef ons, Here. Wees ons genadig. Ja, Here, ons sê dit so maklik. Ja, dit is so maklik om te sê, ek is jammer. Dit is so maklik om te sê, askies. Dit is so maklik om te sê, vergewe my. Maar Vader, vanmôre, uit die diepte van ons hart en in alle opregtheid, kom bely ons skuld. En dank ons U, Here, dat U ook vir die soveelste keer na ons luister. Maar inderdaad, in U Seun ons vergeef. Vader, ons bid ook vir ons broers en susters in hierdie dae wat siek is. Vader, U ken elkeen se stryd. U is die bewus van elkeen se worsteling, elkeen se onsekerheid. En daarom bid ons, Heer, dat elkeen bewus sal wees van U nabyheid en van U genesende krag. Maar 'n genesende krag, Here, wat veel wyer is as genesing wat ons in hierdie wêreld kan vind. Want die ware genesing, die ewige genesing, kom alleen van U. Vader, ons verstaan dit nie altyd nie. En ons ervaar dit hier en nou ook nie altyd nie. Ja, die pyn en die bangwees is daar. Maar eendag, Here, as ons U in alle heerlikheid ontmoet, dan sal ons eers verstaan wat dit beteken om ten volle genees te wees. Om ten volle vergeef te wees en wat dit is om vir ewig die ware lewe te kan ontdek. Maar Here, terwyl ons hier is, bid ons o Vader, gee ons 'n geopende hart, geopende verstand, om hierdie woord van U in te neem, dit te verwerk en deel te maak van ons bestaan. Vader, ons bid hierdie dinge en ons vra hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie. Ja, Here, ons weet, ons verdien niks, geregtig op niks. Maar Vader, ons bid dit, omdat ons weet, ons is U kinders. Omdat ons weet, ons is begenadigde kinders en U het ons aangeneem, nie op grond van ons bloed nie, nie op grond van ons herkoms of afkoms nie, nie op grond van ons prestasies nie, maar op grond van die liefde en die genade van die Seun Jesus Christus. Vader, praat, want U diensknegt en U dienstmaagd luister. En ons bid dit in U naam, die groot naam, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons lees aan saam daar vanaf vers 22. Die opskrif van hierdie gedeelte is Jesus, die brood van die lewe. Die volgende dag het die skare wat oorkant die see bly staan het, agtergekom dat daar behalwe die een geen ander skuit was nie, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die boot gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Daar het egter vanaf Tiberias bote aangekom
naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here die seëngebed uitgespreek het. Toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy disippels nie, het hulle self in die skuite geklim en na Kapernaum gevaar, op soek na Jesus. Toe hulle hom aan die oorkant van die see aantref, het hulle vir hom gevra, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Jesus het hulle geantwoord, Amen. Amen. Ek sê vir julle, julle soek my, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy seël geplaas. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen, sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En Jesus het hulle geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter teken sal hy doen, sodat ons kan sien en hy glo? Wat gaan hy doen? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus sê toe vir hulle, Amen. Amen. Ek sê vir julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, nee. My Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger word nie, en wie in my glo sal nooit weer dors word nie. Maar ek het vir julle gesê, julle het my gesien en tog glo julle nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my kom. En ek sal die een wat na my kom nooit verstoot nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. Want dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal elkeen van hulle op die laaste dag laat opstaan. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes, ons teksvers vir die prediking kom daaruit vers 26. Jesus het hulle geantwoord, Amen, Amen. Ek sê vir julle, julle soek my, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Brode geëet het en versadig geword het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wie van u is vanmôre werklik volkome versadig? Ja, daar is van u wat kan sê, ek is versadig want ek het vanmôre ontbyt geëet voor ek kerk toe gekom het.
Baie van ons sien uit na die versadiging na die nagmaaldiens vanmôre, as ons vanmiddag daar aan die etenstafel gaan aansit. En dink net hoeveel makliker die lewe sou wees, as ons nie nodig gehad het om te eet nie. Anders gesê, as ons nooit honger sou word nie. Dalk nog beter gesê, as ons nooit lus sou word om te eet nie. Hierdie week gebruik 'n lidmaat nogal daardie woordjie wat ons ook nogal soms lief is om te gebruik. Het jy ietsie gekoop wat lekker is? Ja, ons altyd soek ons na daardie ietsie wat lekker is. Baie kere verwar ons ook maar honger wees met lus wees, en dan pesel ons so tussenin. En ons weet, dit maak ons nie versadig nie, maar dit laat ons beter voel, vir 'n wyle. Ja, dis lekker om ietsie lekkers te kan pesel, om ietsie daar in die yskas of koskas te gaan haal. Dink maar net, hoeveel geld ons sou spaar, as ons nie nodig gehad het om kos te koop, of vir ietsie lekkers nie. Maar dan, broer en suster, moet u en ek ook maar eerlik wees, die lewe sou ook maar val gewees het. Aan die een kant sou ons baie dankbaar gewees het, vir al die geld wat ons gespaar het, en al die tyd wat ons gespaar het, vir al die moeders, vir die tyd wat hulle spandeer om kos voor te berei. Maar geliefdes, waarna sou ons uitsien? Waar is daar die lekker vir daar die ietsie lekker? Die lewe sou ook maar val gewees het. Tog interessant dat ons in 'n moderne tyd leef, waar mense besig is om 'n besigheid te vorm rondom kitsetes, 'n eet en 'n drankie, om mense die nodige vitamiene en minerale te gee wat hulle nodig het om te kan leef, omdat mense gewoon het nie meer die tyd het vir kos maak nie, kos te gaan koop nie. Maar geliefdes, hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, kan op 'n bepaalde vlak so gelees word. Ja, dit gaan hier oor brood wat geëet word, en ons weet in daardie wêreld was kos nie so vrylik beskikbaar soos wat ons dit vandag ken nie. Daar was ook nie die verskeidenheid van kos soos wat ons dit vandag ken nie. Mense het nie geëet omdat hulle lus was vir iets, omdat dit lekker was. Dit was maar beskore vir konings en skatryk mense. Nee, die gemiddelde persoon, die gemiddelde mens soos u en ek, het geëet om te oorleef. En dan was dit ook maar soms baie min. En eenvoudig. En mense moes hard werk vir daardie bietjie kos. En as ons dit in gedagte neem, dan dink ons ook weer terug aan daardie baie bekende wonderwerk van die Here Jesus, daardie 4de groot wonder hier in die Johannes Evangelie, die vermeerdering van die brood en die vis. En ons weet dat Filippus kom by die Here en sê, maar 200 mense se dagloon is nie genoeg om vir hierdie mense kos te gaan koop nie. En Andreas sê, ag, hier is 'n ou seentjie met 2 visse en 5 brode, Here, wat wil u tog nou hiermee maak? Stuur hulle eerder huis toe. En dan weet ons, dan neem die Here dit, en hy kyk na die hemel en hy vra 'n seëngebed, hy vra die Here se seën, en daar bly 12 mandjies oor. En die mense beleef en die mense ervaar iets wat hulle op daardie stadium bitter min in hulle lewe ervaar het, en sommiges van hulle dalk nog nooit nie, om versadig te word. Om genoeg brood en genoeg vis te kon eet, om versadig te kon word. Nou, ons verstaan dit as moderne mens nie. Elkeen van ons wat vandag hier sit,
gaan vanmiddag 'n bord kos eet en ons gaan eet tot ons versadig is en dan gaan ons ook nog daardie ietsie lekkers na die tyd eet. Daar is 'n groot gedeelte van hierdie wêreldse bevolking wat ook nie weet wat dit is om te eet totdat jy versadig is nie. Maar vir ons is dit ondenkbaar. Maak nie sin nie. En daarom dat hierdie groep mense die Here Jesus gaan opsoek. En ons ken ook daardie gebeurtenis tussen hierdie twee ontmoetings, daar waar die disippels alleen op die meer was en die Here Jesus na hulle toe aangeloop gekom het. Dit word baie kere beskou as die 5de wonder van die Johannes Evangelie, waar die Here Jesus saam met hulle in die skuitjie klim en daar voet aan wal sit, soos ons gesê het, 'n wonderwerk. En die mense soek die Here Jesus op. En as hulle die Here Jesus kry, dan vra hulle maar van waar af kom U? Want hulle het die Here Jesus nie gesien wegvaar nie. Hoe is dit vir hom moontlik om nou in Kapernaum te kan wees? Maar dit is nie wat hulle werklik pla nie. Hulle het die Here Jesus ontmoet. Dis maar soos daardie vrou wat destyds so siek was en tog net aan die Here Jesus se kleed wou vasgryp. Daardie ontmoeting is vir hulle die hoogtepunt. En dan ons teksvers se antwoord. Voorwaar, soos die 83 vertaling sê. Sekerlik sê ek vir julle. Julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Om van 5 brode en 2 visse, en ons lees, daar's verskillende weergawe, maar hulle praat van ongeveer 5000 mans. Ons kan maar net dink hoeveel mense as ons die vrouens en die kinders sou bytel. Dis nie daardie wonder wat hulle so beïndruk nie. En dis baie kere waarop ons fokus. Die wonder van die hoeveelheid. En die oorskot. Daar is so baie wat vandag in hierdie wêreld daarop fokus. Wat ook hierdie voorafgaande teksgedeelte gebruik om vir mense te sê die Here sal vir jou seën in oorvloed. Maar luister wat sê die Here Jesus. Julle is hier omdat julle versadig geword het. Maar dan sê die Here Jesus 'n volgende ding. Julle moenie julle lewe so toerus op soek na kos wat julle hier versadig en kos wat vergaan nie. Maar die brood van die ewige lewe. En die Here Jesus sê dit is ek. En jy kan jouself nou maar indink dat die mense daar die woorde en hierdie konsepte nie baie mooi verstaan het nie. Trouwens, daar's ook al baie kommentare en boeke geskryf en doktorale proefskrifte geskryf oor hierdie woorde, oor hierdie teks, oor wat dit presies nou alles kon beteken. Maar kom ons verduidelik dit in eenvoudige taal wat die gemiddelde persoon op daardie tyd sou verstaan het. As daar gepraat word oor kos en daar word gepraat oor arbeid, dan vat dit die gemiddelde persoon op daardie stadium terug na die sondeval. Met die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Met moeite sal jy 'n bestaan maak. En daar is geen waarborg dat jy versadiging sal bereik nie. Maar tog vergeet die mens so maklik dat reeds met die Here se skepingsdaad het hy vir die mens die opdrag gegee om die aarde te bewoon en om die aarde te bewerk. Om te werk en jou brood te verdien is nog voor die sondeval. Dis deel van God se skepping, dis deel van mens wees.
Nee, sê die Here Jesus. Hierdie versadiging waarna julle smag, lê op 'n totaal ander vlak. Weereens, ons moet onthou en probeer indink wat in daardie skare se gedagtes geleef het. Hierdie brood wat hierdie man vir ons gegee het, hierdie wonders wat hierdie man reeds op daardie stadium gedoen het, Johannes Evangelie, het hy water en wyn verander, en ons dink aan al die ander wonderwerke, soos die ander evangelies vir ons ook vertel, Markus in die besonder, die malaatse man wat genees is. Hierdie man was 'n merkwaardige profeet, en ons lees ook, dat na hierdie wonder van die brood, wou hulle hom 'n koning maak. Watter fantastiese koning sou dit nie wees nie. Ja, dis die tipe koning waarna daar vandag ook nog steeds gesoek word. En hoeveel politikuste beloof nie vir mense dat hulle vir hulle sal sorg vir 'n beter lewe nie. Eintlik indirek vir kos, vir versadiging. Maar broer en suster, laat ons nou maar eerlik wees. In hierdie wêreld word ons nooit volkome vir altyd versadig nie. Vir 'n wyle, vir 'n oomblik. Maar die mense is maar altyd soekend en smagtend na die volgende versadigingsvlak. En dit gaan natuurlik nie ook net oor kos nie. Dit gaan oor ons lewensmiddele. Dit gaan oor ons menswees, lewensgeluk. Hoe baie kere dink ons nie by onsself, as ek net dit in my lewe kan bereik, as ek net die bestuurder kan word, of die bestuurende direkteur kan word, of as ek nog net hierdie kwalifikasie kan kry, as ek hierdie voertuig kan aanskaf, is dit die laaste voertuig wat ek koop, dan is ek werklik gelukkig. As ek nog net hierdie veranderings aan ons huis kan aanbring, of ek kan 'n huis in hierdie woonbuurt gaan koop, of ons kan Kaap toe trek. As ons dit kan regkry, of ek het soveel geld op belegging as ek die dag aftree, dan sal ek werklik gelukkig wees. Dan sal ek werklik versadiging kan bereik. En dan, geliefdes, wat doen ons? Ons maak planne. Verlede week se preek, ons is besig met voorbereidings. Ons gaan sien al hierdie slim mense, en ons doen moeite en ons spandeer tyd, geld. Maar dan soek ons baie kere tekens. Ons hou die finansiële markte dop. Ons gaan kyk na dit wat geskryf word oor 'n sekere motor om te besluit watter een is die beste. En eintlik is dit so eenvoudig om vra net die dominee, want ons weet is 'n Volvo, maar dit nou daar gelaat. Maar ons hou al hierdie goed so fyn dop dat ons ingeligte besluite kan neem. En dis presies wat die mense hier doen. Ag Here, gee vir ons nog 'n teken. Dit sal vir ons soveel makliker wees om dan werklik in U te glo. Moses het vir ons die manna gegee, die brood uit die hemel. En ons weet dat dit het ook 'n ongelooflike rol ook in die siege van die volk destyds geleef. Daardie manna uit die hemel. Daardie manna en kwartels, maar hier word gefokus op die manna. Manna beteken eintlik, wat is dit? En dit is wat baie kere gevra word, ook vir al die kinders vra baie kere. Nou wat was hierdie manna? Ons sê maar iets soos brood. Maar manna beteken eintlik werklik in Hebreëus, wat is dit? Ons weet nie. Die punt is die Here voorsien en dit was genoeg vir elke dag. Vir daardie 40 jaar deur die woestyn. Here gee vir ons so iets. Ons het iets daarvan gister beleef. Maar kom net weer, ons wil net seker maak.
Want ons voorouers moes elke môre vroeg opstaan om daardie manna bymekaar te gaan maak. Wat moet ons doen? En dan gee die Here twee vreemde antwoorde. Wat eintlik die mense hande afkap. En die mens eintlik moedeloos laat. En iets daarvan in 'n sekere sin beleef ons elke keer ook aan die nagmaaltafel. Die Here sê julle kan niks doen nie. Ja, en dit is so frustrerend. Want ons as moderne mense het dit al reg gekry om soveel te kan doen. Kan ons die woorde van die Here nog steeds in harte neem, maar julle kan niks doen nie. Maar dan daar die tweede antwoord. Glo. Glo in my. Want ek is daar die manna. Ek is daar die ware lewensbrood. Ek is die een wat die versadiging bring. En die mens verstaan dit nie. Die mens aanvaar dit nie. Want toe die mens die geleentheid kry, toe skree hulle kruisig hom. Want die versadiging wat hy gebring het nie vir hulle sin gemaak nie. En dit ervaar ons hier aan die nagmaaltafel. Ons vat 'n ou slukkie wyn en ons kry 'n ou stukkie brood en ons het hierdie uitspraak dat ons word in die geloof versterk met so min. Hoe? Jy weet, broer en suster, dis sekerlik die grootste leemte en die grootste gebrek van die reformatoriese teologie. Want al wat ons het om vir die mens te bied, is Jesus Christus. Dis die kern, dis die boodskap, dis die evangelie, dis die inhoud van ons geloof. Jesus Christus. Maar die probleem is as ons so aards kyk en aards leef en so soekend is na versadiging en ons as moderne mens so soekend is na daardie ietsie lekkers, dan raak dit vir ons 'n probleem. Maar die Here Jesus kom en sê, ek is nie daardie ietsie lekkers nie. Ek is nie daardie een van oorvloed nie. Want dit wat ek bied, is veel groter en veel beter as hierdie wêreld. Ja, in 'n sekere sin kan ons die boek Prediker aanhaal. Ja, alles is maar 'n gejaag na wind. Wat word tog nou maar ook van dit wat ons najaag in hierdie lewe? Dit is tydelik van aard. Wat my so dink aan die Satan wat die Here Jesus daar uitlei en ons sê maak van hierdie klippe brood en eintlik Here Jesus probeer te oortuig om hom in 'n sekere sin te dien sodat die mense hom kan dien. Eintlik wat die Satan doen is om vir die Here Jesus te sê, man, gee vir die mense wat hulle nodig het. Dit wat die ou kommuniste agtergekom het en lyk my nou 'n groot gedeelte van die wêreld ook agtergekom het, brood en spele. Daar is ietsie lekker. Jy het die mense in die palm van jou hand. En die Here Jesus kom en sê nee. Want jy sien broer en suster, dit wat die Here Jesus bied is veel groter. Dis sy koninkryk, die ewige lewe. Dis wat die Here Jesus bring, die ewige lewe. Die versadiging wat die Here Jesus bring, lê op 'n totaal ander vlak. Dit is nie tydelik van aard nie.
Dis nie iets wat ons moet gaan najaag nie. Die Here gee dit vir ons. Daarom dat hy hier sê, wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie aan my glo, sal nooit weer dors word nie. Ek is die sin en die betekenis van die lewe. En vir ons as moderne mens, broer en suster, kom ons wees nou maar eerlik vanmôre. Dis moeilik. Vir daardie skares sou dit dan soveel makliker gewees het. Hulle het niks gehad nie. Hulle het nie geweet wat dit beteken om werklik versadig te wees nie. Hulle het nie werklik iets besit nie. En hulle het hierdie hoop gehad dat hierdie man die Romeine sou verower en 'n nuwe koninkryk sou kom vestig het. Ons leef vandag in 'n wêreld waar ons eie koninkryke gevestig het en waar ons nie weet wat dit is om werklik honger te wees nie. So dit is vir ons nog moeiliker om hierdie woorde te verstaan. Maar dis waarom die Here Jesus die nagmaal instel. Ons fokus, ons perspektief, daardie ondersoek weer te gaan doen, om onsself die vraag af te vra, dit waarmee ek besig is in die lewe. Dit waarop ek gefokus is dit nog in lyn? En daarom moet elke keer as ons hier aan die tafel kom aansit, moet ons weer tot daardie besef kom, maar my gefokus moet wees op die Here Jesus Christus. Hy is my alles, hy moet my alles wees, is hy wat die sin in my lewe bring, dit wat ek beleef, dit wat aan my toevertrou is, dank ek die Here voor, dis genade, maar dis aan my maar net geleen. En dan, broer en suster, kry die lewe, of is dit eintlik veronderstel dat die lewe 'n ander kleur kry, want ons almal kla die hele dag. Ons is so ongelukkig en onvergenoegd, onversadig. Ons kla soos mense wat weke laas iets gehad het om te eet, want ons is met niks tevrede nie, want ons leef in 'n wêreld wat stikkend is op soveel terreine, natuurlik. Maar weet jy, broers en susters, as ons verhouding met die Here reg is, as ons werklik besef wie die Here Jesus Christus werklik is en wat hy vir ons werklik kom doen het, en die toekoms wat hy vir ons werklik kom oopsluit het, waarvan hy ons deel gemaak het, dan maak al hierdie ander dinge, dan word dit minder belangrik. Nie dat dit tot ons noodwendig sal minder pla nie, maar dit rig ons nie meer nie. Dit vernietig ons nie van binne nie. Ons begin dan nie te leef soos mense wat onversadig is nie. Maar ons lewe soos mense wat tevrede is. En dis die gedagte waarby ons volgende week gaan aansluit met die dankseggingsdiens. Want wat beteken dit om werklik versadig te wees, om tevrede te wees, om werklik vrede te beleef? Maar wat die Here se woord vir ons vanmôre hier vandag wil sê is dit. Julle soek iets by my. Soek my. Soek die een wat gee. Kyk verby die stukkie brood en jou slukkie wyn. Kyk verby waarna op dit wys, waarheen dit wys, na wie dit wys. Na die Here Jesus Christus. Jy sal weet, ek gebruik dit baie kere. Die oë van geloof. Ons kyk so aard, so wêreld. Ons het so baie keer 'n tonnelvisie. Ons is so baie keer 'n nagblind. Die nagmaal wil gee ons weer daardie geleentheid om weer daardie by wyse van spreuke daardie 2020 visie te vind. 'n Bietjie weier te kyk, om hoër te kyk, om groter te kyk, om 'n nuwe koninkryk te bou, om 'n nuwe wêreld te skep, om 'n nuwe lewe te skep.
om die groter werklikheid, die groter prentjie raak te sien. En dan, broer en suster, dan ervaar ons 'n versadiging. Afsluit. En jy weet, ek is nou nie 'n man met stories en die goed nie. Maar die een mens in my lewe wat ek ontmoet het, wat ek die grootste versadigingsvlak ervaar het van tevredenheid, was 'n ou tannie daar in Welkom wat in 'n munisipale huisie gewoon het en geleef het van sassa soos ons dit ken. Maar sy was gelukkig. En van die mees ongelukkigste, verbitterste mense wat ek in my lewe al beleef het, dis wat menslik gesproke eintlik skatryk is en alles het wat hulle harte begeer. Dis waarom Here Jesus gesê het, moenie fokus op aardse goed nie, op aardse versadiging nie, maar fokus op die versadiging, en daardie versadiging, broer en suster, is om môre te vind by hierdie nagmaaltafel, na Here Jesus Christus, ons Heiland. So word elkeen van u vanmôre uitgenooi om hier te kom aansit. En mag vanmôre nie vir u net ietsie lekkers wees nie. Mag vanmôre nie net 'n tydelike versadiging of 'n tydelike beter gevoel wees nie. Nee, mag vanmôre vir u werklike heenwyse weer wees na die versadiging van die Here Jesus Christus, wat bo hierdie wêreld strek. Mag ons Hemelse Vader deur die werking van sy Gees daardie versadiging vir ons elkeen moontlik maak. Amen. Geliefdes, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons Hemelse Vader, ons sit vanmôre hier en ons moet erken, ons is nie almal volkome versadig nie. Ons is ook maar soekend. Ja, sommiges noem dit ambisie. Gee dit mooi woorde. Maar Vader, die ware versadiging is ons veronderstel om teen hierdie tyd te weet, dis nie in hierdie wêreld te vind. Die ware versadiging word verteenwoordig, gesimboliseer en word in die geloof aangeneem as ons vanmôre aan die tafel kom aansit, en daarom bid en pleit ons dat die werklike ontmoeting sal plaasvind tussen ons en U. Dat ons werklik in die geloof een sal word met Jesus Christus. Een sal word in die geloof. Dat ons verby die ou stukkie brood en wyn sal kyk. Maar dat ons hierdie oomblik sal verlaat met 'n tevredenheid, 'n versadig wees. Vader, daar is miljoene op miljoene in hierdie ou wêreld wat broodgebrek het. En daar word soveel tyd en aandag en geld en moeite spandeer om daardie monde te voed, en dis goed. En ons is dankbaar vir die wat dit doen en help en bystaan. Maar die grootste nood is daardie geestelike nood. Daardie geestelike honger, daardie
daardie geestelike gebrek aan versadiging, en daarom bid ons Here dat U U kerk sal seën, dat U elke prediker en spreker se woord sal seën, elke denominasie waar hulle ook al mag bevind, dat hulle met erns sal besig wees met die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus, nie die wonderwerker nie, en nie wat hy gee nie, want daar is so baie wat vanmôre by mekaar kom en soek en vra, soveel lysies het van dinge wat hulle nodig het. Nee, Vader, ons bid dat daar gefokus sal word op die een wat gee, en dat hulle geestelik versadig sal word. Vader, ons bede, seën ons samesyn hier om hierdie tafel vanmôre, en mag ons ook die krag en die geloofversterking wat ons daaruit bid, gebruik tot U eer. Ons bid vir die genade en seën vir hierdie gemeente. Ons bid vir die genade en seën vir elke denominasie, Heer, maar in die besonder ook vir die geloofsbond en vir elke gemeente in die geloofsbond. Here, U is die bewus van ons tekortkominge ook as mens. Maar tog, Heer, het U ons as die kerk geroep, en wil U ons gebruik om diensbaar te wees, en daarom bid ons, mag ons dit wees. Vader, ons bid weer, vergeef ons ons skulde, en ons dank U weer, dat ons as eregaste aan die tafel kan kom aansit. En ons dank U, Heer, dat U ons elkeen nooit sal verlaat nie, en dat U vir ons elkeen die versadiging sal gee wat ons nodig het. Dit dank ons in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons gaan nou saam sing daaruit Gesang 295, en ons sing dit as voorbereiding vir die nagmaaltafel. Ons sing daar strofes 1, 2 en 3. Daaruit Gesang 295. Amen.
Geliefdes, daar's net enkele reëlings rondom die gebruik van die nagmaal. Ons vra eerstens dat u asseblief aan weerskante van my die eerste 2 stoele net sal ooplaat vir die ouderlinge en hulle gades om te kan sit. Ook die lidmate wat in die banke bedien wil word, asseblief tydens die eerste tafel, gee ook maar net 'n aanduiding vir die diakens. En dan soos dit die gebruik is, dan die lidmate wat in die buitevleuel sit, dat u sal ombeweeg in die voorkom sit, en u wat hier in die middel sit, dan die voorkom sit, en dan is die sang hier aan die tafel tydens die nagmaal, daaruit gesang 4, 2, 1. Dan, geliefdes, word u namens die kerkraad van hierdie gemeente uitgenooi om vanmôre aan die tafel van die Here te kom aansit. Ook as daar lidmate is van ander gemeentes of ander kerklike denominasies, is u ook meer as welkom. As u ook onder dieselfde belydenis grondslag verkeer as ons, en mits u ook die vrymoedigheid het om ook by u tuisgemeente nagmaal te gebruik, is u meer as welkom. Geliefdes, die maaltyd staan klaar en is gereed, kom en word gevoed deur ons hemelse Vader. Geliefdes, om dan nou met die ware hemelse brood, Christus gevoed te word, moet ons geen verwagtinge van die brood en die wyn as sodanig koester nie, maar ons in die geloof op Christus Jesus rig, wat in die hemel is, waar hy as ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader optree, en waarheen die betrokke geloofsartikels ons ook wys. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkoop word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Geliefdes, hierdie brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Geliefdes, die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan, want elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here, totdat hy weer kom. Geliefdes, laat ons vervolgens nadink oor die doel waarvoor die Here sy nagmaal vir ons ingestel het. Dit is dat ons dit moet doen tot sy gedagtenis. Ons gedenk hom in die nagmaal deur die volgende in geloof en ook in vertroue te aanvaar. Jesus Christus is, soos van die begin af aan die aartsvaders beloof is, deur die Vader na hierdie wêreld toe gestuur. Hy het mens geword soos een van ons, en hy het die toorn van God, waaronder ons eintlik die ewige dood sou moes sterwe, van die begin van sy menswording af, tot aan die einde van sy lewe op aarde, vir ons onthaalwe verduur. Hy was namens ons volkome gehoorsaam aan die wet van God, en het vir ons vryspraak bewerk. Die las van ons sonde en van die toorn van God daarop, het so swaar op hom gedruk, dat die sweet hom in Getsemane soos bloeddruppels afgetap het. Daar is hy gevange geneem, sodat ons vry kan uitgaan. Daarna het hy talle beledigings verduur, sodat ons nooit tot skande gemaak sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons in die oordeel van God vrygespreek kan word. Meer nog, hy het sy geseënde liggaam aan die kruis laat spyker, om as ware die skuldbewys van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy die vervloeking wat op ons moes neerkom, op homself geneem, sodat ons met sy seëninge vervul kon word. Hy het homself aan die kruishout verneder
en liggaamlik en geestelik die allerdiepste ellende en angs van die hel ondervind, sodat hy hardop uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Dit alles sodat ons altyd by God kan wees en nooit deur hom verlaat sal word nie. Uiteindelik het hy deur sy dood en bloedstorting die Nuwe en Ewige Testament, die verbond van die genade en versoening bekragtig, toe hy gesê het, dit is volbring. Geliefdes, ons sing nou saam daaruit Gesang 4:2:1, strofes 1. Geliefdes, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en versterk het, laat ons elkeen saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sonde nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as dat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Geliefdes, ons slotsang kom daaruit Gesang 5:2:5 en ons sing daar strofes 1 en 3 met die Tosiusberuiming. Gesang 5:2:5, strofes 1 en 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet, en dan sing ons saam na die seëngroet daaruit Gesang 5:2:8, strofes 1.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.